Goeienaand. Ek wil net kyk, dit was die eerste woorde wat ek moet sê, dit was goeienaand. Ek hoop julle het 'n goeie dag gehad. Dit is ons tweede laaste aand van ons Pinksterreeks in 2026 en môre aand gaan ons afsluit. Nou ek dink al van ons ken die ervaring van 'n voorsmaak of 'n nasmaak. 'n Voorsmaak is gewoonlik ons iets wat lekker is. Iets wat jou laat uitsien na die ware Jakob wat in nog kom. Iets byvoorbeeld soos daardie klein proeseltjie wat jy so van die vuur af eet wanneer jy vleis braai. Wanneer ander mense jou nie sien nie, jou waarskynlik. Of van die stoof af voordat die kos op die tafel kom. Ons ken dit. Dis 'n voorsmaak wat jou laat uitsien na dit wat aan die kom is. Maar 'n nasmaak is meestal iets wat anders is. Dis minder aangenaam. Dis gewoonlik iets wat jy ontslaaf van wil raak as jy daardie smaak in jou mond het. Soos byvoorbeeld die nasmaak van, ek dink sommige van ons sal dit baie goed onthou, oudtydse kasterolie. En ek onthou, my ouers moes my altyd omkoop toe ek 'n klein seentjie was en dit was tyd vir kasterolie, dan moes hulle my omkoop met een of ander lekker of 'n ding wat hierdie verskriklike nasmaak uit my mond sou wegneem. En dis ons tema vir vanaand. Voorsmake of nasmake. Kom ons bid. Here, ons het net nou gesing, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Here, ons het gesing op 'n wysie, maar eintlik is dit 'n gebed, ook wat vanaand na U toe kom. Ons wil ook vanaand vir U deur hierdie lied, maar ook deur die woorde van hierdie lied kom sê, Here, doen asseblief ook vanaand in vanaand se diens U wil met my. Ons is die klei, Here. U is die pottebakker. U weet wat U met elkeen van ons vanaand wil doen. U weet, Here, dat ons almal vanaand hier is en dat ons 'n verwagting het dat U wel met elkeen van ons besig is. Dat ons nie sommer net 'n nommer is iewers op 'n lys, 'n geestelike lys nie. Maar dat U ons by die naam ken. Meer nog as dit, U het ons by die naam geroep. Ook vanaand as ons hier sit, dan weet ons dit. Ons is uniek en ons is spesiaal in U oë. En daarom, Here, kan ons vanaand die verwagting hê dat U met elkeen van ons wil praat. Doen dit, Here. Ons wat die klei is, luister wat U as die pottebakker vanaand wat ons elkeen wil doen. Amen. Op Sondag aand verskoon tog altyd dat ek dit nou maar doen, maar dis nou nog ander nie sal weet, dis iets van die onderwyser wat in my vasgesteek het van 5 jaar se skool. Ek dink ons het altyd vasgesteek het. Maar ons het Sondag aand begin kyk na die groot kosmiese drama en ons het gesien dat alles wat God gemaak het was baie goed. Dis wat die draaiboek vir ons sê, dis wat die Bybel vir ons sê. En so ek het begin deur Sondag aand so 'n heel bord vir julle te wys. Wat nou hier lê. En toe het ons gesien dat die mens deur Satan aangemoedig word om ongehoorsaam te wees aan God en hulle kies toe liewer om na Satan te luister, vreemd genoeg, né? Hy is die vader van die leuen, maar hulle kies om na hom te luister, na hierdie leuen te luister. En die uiteinde daarvan is die tragiese en die hartseer en die stikkende wêreld waarin ek en jy elke dag moet leef. En daarom was dit op die ou end die gevolg daarvan. Die beeld wat ek gebruik het van 'n stikkende bord wat gekom het as gevolg van die mens se verkeerde keuse, sy sonde. Maar God doen iets aan hierdie gebrokenheid. Hy herstel wat stikkend is. Hy stuur sy seun, hy stuur vir Jesus om te wys dat hy besig is met sy plan en dat hy alles gaan nuut maak. 'n oorgemaakte, heelgemaakte
hemel en 'n aarde. Soos terug dan op die ou en weer by die heelwêreld. So ons het gisterand afgesluit met ek en jy wat een van twee dinge op die kosmiese verhoog kan wees, want gisterand se tema het ons daaroor gegaan. Ons is ook op die kosmiese verhoog. En wat doen ek en jy daar? En ek het afgesluit deur te sê, ons kan eintlik net een van twee goed doen. Of my lewe word 'n vertoonvenster van 'n stikkende, sondige, godlose, eie ek wêreld. Dis die een moontlikheid. Die nasmaak van Genesis 3. 'n wrang nasmaak. Met ander woorde, my lewe lyk dan so. 'n stikkende, gebroke lewe. Dis die een moontlikheid. Die ander moontlikheid wat ek op die verhoog kan uitleef, is dat my lewe soos 'n vertoonvenster word van dit wat die Here nuut gemaak het. Met ander woorde, my lewe. En dan word my lewe eintlik 'n voorsmaak van Openbaring 21. En dan lyk my lewe weer soos wat alles begin het. Soos wat God dit bedoel het. Met ander woorde, die heel word is die voorbeeld daarvan. 'n nasmaak wat mense afstoot, of 'n voorsmaak wat mense aantrek, uitnooi tot 'n verhouding met Jesus. Ek dink, ek kom agter, ons praat die hele tyd van twee teenoorgesteldes. Radikale teenoorgesteldes. Dis die twee rolle wat ek en jy op die verhoog kan speel. Die twee teenoorgesteldes, 'n stikkende bord of 'n heel bord. Kan ek maar sê 'n nasmaak bord of 'n voorsmaak bord. Stikkend of heel gemaak. Dien ek myself of dien ek die Here? My eie planne of God se planne? Ongehoorsaam of gehoorsaam? Net soos die wêreld of anders as die wêreld? Die heeltyd twee teenoorgesteldes, twee kontraste. Om 'n voorsmaak te wees, dit beteken met ander woorde om anders te wees, om in kontras te wees met die wêreld. Elise het 'n paar jaar gelede het sy 'n storie gelees van 'n moslim man wat 'n besigheid gehad het. En hy kon deur sy besigheid se voordeur of voorry kon hy mooi sien die reg voor hom voor die winkel was parkeerplekke, so teen die sypaadjie. En dit was in die dae toe daar nog parkeermeters was by parkeerplekke. So jy moes geld in die parkeermeter gooi, gewoonlik was dit so tot 5 uur in die middag. En in die nag en die aand dan kyk jy dit vir die parkeer, maar die dag tot en met 5 uur moes jy geld in die parkeermeter gooi as jy daar parkeer. En so het hierdie moslimman hierdie dag in sy winkel gestaan en dit was laat in die middag al net so 4:45 se kant. En hy sien hier kom 'n voertuig aan die parkeer hier reg voor sy winkel. En daar klim 'n man uit die voertuig uit en hy voel so in sy sak en hy kyk so in sy hand as sy geld. En hy kom ingestap in die moslim se winkel en hy sê vir hom, meneer, kan jy asseblief vir my klein geld gee? En die moslimsman sê vir hom, meneer, verskoning dat ek vra, maar wil jy klein geld hê vir parkeergeld? Die man sê ja. Hy sê, meneer, maar jy hoef nie nou nie parkeergeld in te gooi nie. Dis 4:10. Niemand gaan nou kom kyk of jy parkeergeld in gegooi het nie. Jy hoef dit regtig nie te doen nie, dis nie die moeite werd nie. En die man sê toe vir die moslim, meneer, gee asseblief vir my parkeergeld. Die moslim kon sy oë nie glo nie, hy sien die man stap buitekant toe en hy gooi die parkeergeld in die meter. 4:10. En hy gaan uit sy winkel uit en hy hardloop agter die man aan en hy sê, meneer, sê net vir my, hoekom het jy dit gedoen? Dit was nie nodig nie, hoekom het jy dit gedoen? En die man sê, ek het dit gedoen, want ek is 'n Christen. Jy sien, hy is anders. En die storie het 'n mooi einde, want het gaan so dat hierdie moslimman was so geraak deur hierdie andersheid van hierdie Christen man, dat hy uiteindelik ook tot geloof gekom het. Dis wat ons andersheid beteken. Dis wat 'n voorsmaak beteken. Ek het 'n paar jaar gelede, was daar
paar interessante en op 'n manier ook soms skokkende artikels in die Time Magazine van wat is besig om met die Christendom in die wêreld te gebeur. En onder andere was daar een artikel van 'n jong Amerikaanse student wat by 'n Amerikaanse universiteit gestudeer het. Hy was in die koshuis en toe kry hy 'n kamermaat wat van Suid-Amerika afkom. En hy het nou na die tyd dat hy hierdie artikel sy inligting gegee vir Time Magazine en hy vertel vir hulle vir die man wat die artikel geskryf het, hy sê, maar hy het van die begin af gesien, hierdie Suid-Amerikaner is anders. Hy's vreemd. Hy ken nie iemand wat soos hierdie man praat en leef en optree nie. En so het hy maar dopgehou, want hulle bly in dieselfde kamer. En hy het later aan sê, na 'n paar dae het hy vir hom gevra, maar hoekom is dit so, dat jy so anders is as ander mense wat ek ken? Toe sê die Suid-Amerikaanse student vir hom, miskien is dit omdat ek 'n Christen is. En die jong Amerikaner het gesê, deur hierdie man se invloed, deur sy andersheid, het hy uiteindelik ook 'n Christen geword. Jy sien, ons andersheid as gelowiges maak van ons voorsmake. Nou, Jesus praat gereeld oor ons andersheid in die Bybel, oor die andersheid van sy volgelinge, van sy disippels. Nou ek dink, of dis vir my wel so, dat een van die moeilikste skrifgedeeltes oor andersheid in die Bybel kry ons in Lukas 6. En kom ons lees dit van vers 27 af. Dis Jesus wat aan die woord is, hy sê, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugwys nie. Van die moeilikste gedeeltes vir my in die Bybel om te lees. Want wat ons hier lees, is niks anders as hyper-radikaal. Jesus sê met ander woorde hier, dat voorsmaak mense, dus ek en jy, moet radikaal anderster wees, as nasmaak mense. Ons moet anders wees, radikaal anderster wees. En as ons nou nooit daaroor dink, dan is die beste voorbeeld van hoe radikaal hierdie andersheid is, dan is dit God self. Dis hy wat vir ons wys, wat in plaas daarvan dat hy sy rug draai op sondaars, het hy hulle lief. In plaas van Genesis 3 mense verdelg, red hy hulle. In plaas daarvan dat hy sondaars verwerp, neem hy hulle aan. Jy sien, ons lewens en ons gedrag, ons andersheid, moet mense aantrek om ook volgelinge van Jesus te word. Soos die man met die parkeergeld, of die Suid-Amerikaanse student by die universiteit. En is ook geen wonder dan dat Jesus beelde gebruik om te wys wat ons andersheid eintlik doen nie. Pragtige voorbeelde in die Nuwe Testament daarvan. Want Jesus sê byvoorbeeld, waar donkerte is, dan moet jou en my andersheid lig bring. Hy sê dit in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 14. Hy sê waar die wêreld sy smaak verloor het, moet jou en my andersheid geur bring, soos wat sout dit sou doen. Matteus 5 vers 13. Waar andersheid nodig is, daar maak dit 'n verskil. Want hy sê byvoorbeeld dan ook, as hy hierdie voorbeeld van die sout gebruik, waar agteruitgang en verrotting is, wat dit intree, dan moet jou en my andersheid dit teewerk en dit verhoed. Want dis presies wat sout ook ons doen. Die tragedie natuurlik van ons andersheid is, en ongelukkig is dit waar, dat ons kan ook afstootlik anders wees. Dat my andersheid mense nie aantrek nie, maar mense eerder wegstoot van die Here af. En wanneer gebeur dit? Dit gebeur wanneer ek die splinter in ander mense se oë raak sien
en die bal te my eie oog mis. Dis wanneer ek eie geregtig begin raak. Wanneer ek voorgee dat ek heiliger is as ander mense. Ek is geestelik belangriker. Ek weet beter. Wanneer ek begin om ander mense te beoordeel en sonder nog terselfdertyd dit ook te veroordeel. Dit is nie die ander syd wat ek en jy moet hê nie, maar ons moet 'n ander syd hê wat mense na Jesus toe aantrek. Is ek en jy 'n voorsmaak? Is die gemeente van Modderrivier Ritchie 'n voorsmaak van Openbaring 21? Dis die vraag waarmee ek en jy vanaand gekonfronteer word in hierdie kosmiese drama. Maar dit is natuurlik so dat die wêreld waar ek en jy elke dag lewe word gekenmerk deur die nasmaak van Genesis 3. Die stikkindheid, die gebrokenheid, die onmin en die geweld wat ek en jy mee te doen kry. Of ons lees dit of ons sien dit op die TV. En dis natuurlik nie vreemd nie, nee. Want die vernietigendste gevolg van Genesis 3, die ergste wat met Genesis 3 gebeur, is die gebroke verhouding tussen God en mens. En dis presies wat Satan wou regkry. Hy wou regkry dat daar 'n stikkende verhouding kom tussen God en mens, tussen skepper en skepsel. En voordat ons nou eintlik wil ek amper sê kan asem skep as ons hier lees in die draaiboek, dan wys die woord op Abel vir ons dat stikkende verhoudings is nou deel van Genesis 3 se gevolge. Gebroke verhoudings tussen God en mens en daarna tussen mense word nou deel van Genesis 3 se nalatenskap. En ek wil byna sê dat hierdie ding van gebroke stikkende verhoudings, sy bloedspoor loop nou van met vernietiging reg deur die kosmiese drama tot vandag toe. Tot vanaand toe. Sy spoor loop deur huwelike, hierdie bloedspoor. Hy loop in gesinne, hy loop deur families, hy loop tussen lidmate, hy loop tussen kerke, hy loop tussen denominasies. En in my jare van bediening het ek hoeveel keer het ek dit gesien. Hy loop ook tussen predikante. Die bloedspoor van gebroke verhoudings. En ongelukkig is ons land, het ons baie herinneringstekens aan hierdie gebroke verhoudings. Daar's van ons dorpe wat se name vir ons vertel van gebroke verhoudings. Dis die dorp se naam. Daar's plekke in ons land waar twee kerke 'n klipgooi van mekaar af is, omdat gelowiges nie met mekaar oor die weg kom nie. Dis monumente van gebroke verhoudings. Ek het op 'n stadium hier in die Karoo het ek 'n seminaar gaan aanbied by 'n gemeente en dit het oor so 'n paar aande moes loop op 'n paar dae. En ek het die Sondag aand daar aangekom en ek het by die pastorie gestop en net om vir die dominee te sê ek is nou hier. Ons sou die maandagoggend begin. En hy sê vir my, ek is baie jammer dat ons nou nie vanaand 'n bietjie kan saam kuier nie. Maar ek het vanaand 'n baie belangrike kerkraadsvergadering. Want vanaand gaan die bloed loop. Kerkraadsvergadering. Vanaand gaan die bloed loop. En ek het gedink, waarvan praat ons? Ons praat van God se mense. Ons is veronderstel om te praat van gelowiges. En dan sê die dominee, vanaand gaan die bloed loop by hierdie kerkraadsvergadering. En ek kan dit nie mis nie. Jy sien die gebroke verhoudings, dit is wat die kerk ongeloofwaardig maak. En as ek praat van die kerk, dan praat ek natuurlik van ons, van my en van jou. Dis gebroke verhoudings wat mense afstoot en wegstoot van Christendom af. Dis gebroke verhoudings wat die wêreld laat dink, kan ek nou maar die woord ongelukkig gebruik, die wêreld laat dink die kerk is 'n fake. Dis nie waar nie. Dis gebroke verhoudings wat die kerk in 'n ongelowige wêreld se oë eintlik 'n karikatuur maak, iets om oor te lag. Jy kan tog nie ernstig wees
oor dit nie. Stikkende verhoudings, verdeeldheid, onvergewensgesindheid. Die stikkende verhoudings wat mense daarvan weerhou om die evangelie te glo. Ek het vir 'n hele klomp jaar die voorreg gehad om gereeld in Botswana by gemeentes te kom. Ook by die ring van Lubasa. En ek het deur hierdie jare en tot vandag toe weet ons dit nog steeds, want ons het kontak nog deur 'n vriend van my wat die predikant daar was. Hoe gebroke verhoudings tussen families maak dat die kerk in Botswana grootliks sy getuienis verloor het. Dat predikante die voorblad van die koerante haal omdat hulle mekaar fisies aanraak. Dis die Dutch Reformed Church in Botswana. Voor Jesus se kruisiging, dan bid hy daar in Getsemane, en hoor net 'n bietjie wat bid hy, dit staan opgeteken in Johannes 17 in die draaiboek. Jesus bid, hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, Jesus sê, ek bid nie net vir hierdie klomp disippels wat lê en slaap nie, ek bid ook vir die mense wat as gevolg van hulle getuienis deur die eeue in my sal glo. Met ander woorde, as Jesus hier bid in Johannes 17, dan bid hy vir jou en hy bid vir my. En wat bid hy? Hy sê, dat almal een mag wees, net soos die Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees. Hoekom? Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Sodat die wêreld kan glo, so bid Jesus. Jesus sê verhoudings, liefdevolle verhoudings tussen sy mense, sal maak dat die wêreld die goeie nuus glo. Nou is dit dan vreemd dat die wêreld sy wenkbroue lig vir ons as hulle die stikkende verhoudings en die verwoesting tussen mense sien wat hulle self Christene noem. Want jy sien, dis net so eenvoudig soos dit, hoe kan ek en jy liefde en herstel en heel maak, Openbaring 21 verkondig, maar ons lewens vertoon stikkendheid. Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek het op 'n stadium 'n paar jaar gelede in Indië 'n kursus aangebied vir predikante, en daar was by die spesifieke kursus wat so oor 2-3 dae geloop het, was daar, as ek reg onthou, so 75 predikante of pastore. En ons het die Saterdagmiddag klaargemaak, want die Sondag moes hulle by hulle gemeentes wees om te preek. En op 'n of ander manier het ek teen die einde van die kursus die Saterdagmiddag net die behoefte gehad, en dit het aangevoel dat ek met hulle moet praat oor verhoudings. Ook verhoudings onder mekaar, hulle wat predikante is. En ek het gewaag om vir hulle te sê, as daar tussen julle gebroke verhoudings is, of as jy self 'n gebroke verhouding met mense het, waaraan jy niks doen nie, dan sê ek nou vir jou, dan mag jy nie môre op 'n kansel klim nie. Want jy kan nie die evangelie van versoening en liefde en heel maak en oormaak verkondig as jou eie lewe stikkend is nie. Jy kan nie dit verkondig wat jy nie het nie. En ek onthou die stilte aan die einde van daardie kursus. Beteken dit gelowiges mag nooit met mekaar verskil nie? Nee, dis nie wat dit beteken. Beteken dit dan mag nooit konflik tussen ons wees as gelowiges nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Ons is doodgewone mense. Natuurlik sal moet ons soms verskil. Maar ons word, soos in Genesis 3, 'n naasmaak, as ek en jy weet daar is 'n stikkende verhouding en ek probeer niks daaraan doen nie. Dan word dit soos 'n naasmaak. So ek ken julle nie almal nie, dalk sit hier vanaand iemand wat worstel met so 'n stikkende verhouding
wat dalk jare al aankom, dalk 'n huwelik, dalk by die werk, dalk iets wat ver in jou verlede gebeur het, wat jy met jou saamdra, soos 'n las. En dalk sê jy nou in jou gemoed, maar ek kan dit nie vergeet nie, en ek kan dit nie vergeet dit wat gebeur het nie. Dit wat aan my gedoen is net eens te erg. Die seer is te diep. En as dit wat is wat jy vir my wil sê, dan wil ek afsluit met 'n storie. En dis 'n ware storie. En ons het 'n kort film daarvan gemaak, so 'n bietjie langer as 'n halfuur destyds, saam met Regard van der Berg. Die filmpie se naam is Grace. Julle kan hierdie filmpie ook aflaai en op julle rekenaars of op julle telefoon kyk. Die storie van Grace gaan so, dat Grace Dube was die vrou van 'n swart predikant in een van die townships in Johannesburg. En dit was in die tyd toe daar geweldige konflik was en die Comrades op hulle aktiefste en geweldige konflik tussen mense. Maar haar man, Grace Dube se man Benjamin, die predikant, hy het 'n vriend gehad, 'n blanke boer, wat daar in die omgewing in die buitewyke van Johannesburg 'n klein hoewe gehad het. Ook 'n gelowige. Hy het 'n goeie vriendskap gehad, hierdie twee, hierdie wit boer en hierdie swart predikant. En die veiligheidspolisie het na hierdie boer toe gekom op 'n stadium daai jare en vir hom gesê, ons sien jy hierdie verhouding met hierdie swart man, en ons wil net vir jou sê, ons hou nie daarvan nie. Ons hou jou fyn dop. Die Comrades het na Benjamin Dube toe gekom en vir hom gesê, ons hou nie daarvan dat jy met hierdie boer 'n verhouding het nie. Jy moet ophou met dit. Jy moet kyk wat met jou gaan gebeur. Ons gaan vir jou doodmaak. Maar het aangegaan met die verhouding. Want hulle was Christene. Al twee van hulle. En toe op 'n stadium een aand, toe Benjamin Dube met sy kombi en sy oudste seun en 'n klomp ander jong mense was hulle besig by die kerk om te oefen met hulle orkes vir die Sondagse diens wat kom. Toe hulle uit die kerk uitkom, toe kom die Comrades en hulle steek vir Benjamin Dube dood voor sy kombi. Daai nag, toe skryf sy seun 'n lied wat later in Nederland 'n bekende geestelike lied geword het oor vergifnis. Hoe vergewe hy hierdie mense wat hy gesien het, sy pa voor sy oë doodmaak. Dan gaan die storie nou so aan, dat 'n paar weke daarna, Grace Dube en haar kinders het aangegaan met die bediening, en hulle een spesifieke oggend het hulle op 'n winkelstoep gestaan, en hulle het geestelike liedere gesing. En onder andere sing hulle toe hierdie lied, wat haar seun geskryf het oor vergifnis. Op daai oomblik toe hulle sing, toe kom die Comrade, die een wat haar man doodgesteek het, die moordenaar, kom so afgestap in die pad. En hy hoor die lied, en hy hoor die woorde, en hy staan stil en hy kan nie glo wat hy hoor nie. En hy gaan na haar toe, na Grace toe, en hy voor haar so gaan kniel, en hy het gesê, Mama, I'm the man who killed your husband. En hy het gevra, kan jy my vergewe? En toe sê sy hierdie, eintlik woorde wat mens amper nie kan glo, wat uit 'n vrou se mond uitkom wat so swaar gekry het, en sy sê, My son, you have already been forgiven. You have already been forgiven. Al het jy my man doodgemaak. Daardie moordenaar het tot geloof gekom daardie dag. Op die ouens sy tronk toe. Maar in die tronk het hy mense na die Here toe gelei. En weet jy, die interessante storie is, dit het Regard na die tyd uitgevind, dat die akteur, die swart man, wat ons gebruik het om die rol van hierdie moordenaar te speel, was ook nie 'n gelowige. En nadat hy daardie rol gespeel het, ook hy tot geloof gekom. Laat dit ons slagspreuk wees, ek het jou alreeds vergewe. 2 rolle op die kosmiese verhoog.
Ons kan 'n nasmaak wees van Genesis 3. Maar dit het Pinkster geword. Omdat dit Pinkster geword het, word ek en jy geroep, en ek en jy word gestuur om 'n voorsmaak te wees van Openbaring 21. 'n voorsmaak